verstout en ek dink aan sy lewe, het hy nooit gedoen wat ons gedoen het nie. Hy het nooit vir die Vader gesê, Vader, in U naam wil ek iets doen nie. Hy het gestaan in die naam en in die autoriteit van die Vader. En baie mense sê, maar hy het gesê, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, dit sal ek doen. Maar sy naam is die autoriteit waarin ons staan. So dit is nie die sleutel tot die antwoording van die gebed nie. Die sleutel tot die antwoord van die gebed is, wat is my posisie waarin ek staan? Hoor jy wat ek sê vanmôre? Die sleutel tot die antwoord van die gebed is die posisie waarin ek staan. En my posisie is in sy naam. Ek gebruik nie sy naam nie. My posisie is in sy naam. En dit maak 'n baie, baie groot verskil. Kom ons kyk vanmôre 'n bietjie. Ek wil so progressief 'n paadjie met jou stap totdat ons op 'n punt kom. Is dit reg so vanmôre? Kom ons kan so 'n bietjie, ek wil en as ek die titel kan sê, dan wil ek sê 'n posisie. Kan ek dit maar so skryf? 'n Posisie van verandering. En dit is nou baie interessant hoekom Ines nou vanmôre die liedjie gekies het. Van verandering, man, van verandering. Posisie van verandering. En dit is presies waaroor dit gaan vanmôre, oor die lied wat ons gesing het. Ek staan in sy naam. Ek staan in die posisie van sy naam. Maar dit gaan ook 'n bietjie dieper as dit. Dit gaan ook baie beslis 'n bietjie dieper as dit. En dit gaan, ek wil vanmôre begin hoe dit met godsdiens begin. Is dit reg so? Kom ons bly na die boek van Markus toe. Markus hoofstuk 6 en ek wil vir u in vers 56 lees. Markus hoofstuk 6 vers 56. En luister baie mooi wat hy sê. Hy sê, whithersoever he entered into villages or cities or country, they laid the sick in the streets and besought him that they might touch, if it were but the border of his garment. All right? And as many as touched him were made whole. Ek wil vanmôre met dit begin. Ek wil vanmôre die enigste begeerte wat hulle van Christus se aardse bediening gehad het. Here, kan ek aan jou raak? Dit was hulle grootste begeerte. Here, kan ek maar net aan jou raak, want as ek aan jou raak, dan is my siekte weg, my probleme is uitgesorteer. En dis waaroor hulle godsdiens gedraai het. Hulle wil net aan hom raak, die wat hom ontmoet het, of die wat hom gesien het net daai begeerte gehad. Hulle het geen ander begeerte gehad om 'n verhouding met hom te bou, of om te probeer uitvind, of net om te probeer uitvind, Here, hoe kry jy dit reg? Niks. Hulle enigste begeerte was net om te sê, Here, mag ek net asseblief, al is dit moontlik net aan die soem van jou kleed kan raak, en dan sal alles vir my genoeg wees. En dis waar hulle ook gebly het. Hoe hartseer dit ook al was, dis waar dit vir die godsdienstwêreld gebly het. Hulle het net daar gebly. En dan natuurlik weet ons ook dat daar was 'n uitsondering in die godsdiens. Dan was daar die wat met hulle beklei het, omdat hulle met hom in sy teenwoordigheid was. Of dat hulle toegelaat het dat hy hulle op 'n Sondag of op die Sabbatdag genees. Daai was daai faksie, maar dan was daar die ander faksie wat maar net gelukkig was om te sê, Here, mag ek maar net aan jou raak, en dan is dit vir my, dit is sy verhouding ook, en sy verhouding het net bestaan, die vervulling van sy aardse begeertes, en dis al. Hy wou nie verander nie, hy wou net daar bly. Maar as ons na Markus 7 vers 7 toe gaan, dan sien ons iets anders. Dan sien ons daar's 'n verandering, of hy probeer by hulle iets tuisbring. Hy probeer by hulle iets laat posvat. En weet jy, hierdie ding
is prominent in ons lewe vandag, in die kerk vandag. How about in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Hoor jy so? Die Afrikaans gaan dit hierdie keer vanmôre 'n bietjie beter sê as die Engels, alright? Luister vanmôre, hy sê, te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. As mense met jou praat, as jy in 'n geselskap met mense in hierdie wêreld is, waaroor praat hulle met jou? Hulle probeer jou gevange neem in sy leerstelling of in sy sienswyse aangaande godsdiens. En dit is gebaseer op die leringe van mense. En wat sê die skrif? Te vergeefs. Daar's geen voordele nie. Dit het geen waarde nie. Hulle probeer jou indoktrineer met leringe van mense. In plaas daarvan, laat hulle maar net kyk, wat sê die woord? Wat het Christus gekom om te kom doen? Hy het juis gekom om ons van dit af weg te kry. En ons steek net 'n bietjie vas daarvan. Nou ons almal weet, as ons oor hierdie dinge praat in Matteus en Markus en Lukas en Johannes, en ons praat oor die mense daar, dan praat ons met wat gebeur het in hierdie periode. Ja, nou wil my kruisie ook nie werk nie. In daardie periode wat die Here Jesus op die aarde was, waar hy sy leerstelling, of ek wil nie sê sy leerstelling nie, maar waar hy sy missie of sy doel vir sy koms na die aarde toe uitgeleef het, en hulle het dit nooit verstaan nie. Hulle het eers die 12 apostels aan die einde van sy bediening eers begryp waaroor dit gaan. Toe hy vir hulle sê, ek het altyd die hele tyd met julle in raaisels gepraat. Maar die dag as jy besef, ek kom vanuit God uit, en ek gaan terug na God toe, daai dag sal jy besef waaroor dit werklik gaan. En ewe skielik sê hulle, maar Here, nou begin jy met ons reguit praat. Hy sê, verstaan julle nou? Here, nou verstaan ons. Hy sê, wel, ek gaan jou vat waar ek is. Halleluja. Is dit nie interessant nie? Eers toe besef hulle, na 3,5 jaar, ek wil amper sê sinneloos, om net gevolg, net waargeneem, hoe hy met mense hulle genees en wat ook al in storm stil maak en brood vermeerder, maar nooit by die kruks gekom van wat hy vir hulle werklik wou sê, of wat hy werklik gekom het om te doen. Eers aan die einde van hulle lewe, toe kom hulle agter, aan die einde van die apostelse lewe, daai 12 of 11, kom hulle eers agter, groot was die verborgenheid van godsaligheid, God was in die vlees geopenbaar. Eers aan die einde van dit kom hulle dit agter. En hy sê, die dag as julle besef, ek kom vanuit die Vader, en ek keer terug na die Vader, daai dag sal julle kennis neem, of verstaan, waaroor dit werklik gegaan het. Amen, prys die Here. Jy sien, hulle stuur mense, en mense kom jou pad langs. Mense wat nie vernuwe is in die gees van hulle gemoed aangaande die evangelie nie, gaan vir jou altyd probeer 'n struikelblok in die pad sit. Gaan altyd vir jou probeer 'n struikelblok, want hy wil jou oortuig met sy eie sienings en met sy eie kennis en met sy eie wysheid, gaan hy vir jou, en hy gaan vir jou 'n struikelblok insit. Hy gaan vir jou altyd iets in die weg sit, en partykeer is dit nodig dat ek en jy niks sê nie. Partykeer is dit die wysste ding om niks aangaande godsdienst te sê nie. Niks. As hy jou vra, my antwoord is gewoonlik, as dit is wat jy glo, dan moet jy daarby lewe. As dit is wat jy glo, moet jy daarby lewe. Maar as jy my iets wil vra of iets wil weet, ek lewe nie volgens dit nie. Maar as dit is wat jy glo, moet jy volgens daai reëls lewe, en onthou net een ding, reëls volgens menslike instellings daar gestel. Reëls is volgens menslike instellings daar gestel. Christus het gekom om 'n ander gebod te bring. Alright? So en ons moet nooit
toelaat dat die leerstellings van menslike insig jou beroof van wat God van jou sê, of wat God vir jou instoor het. Want hulle sal altyd dit probeer beroof, want jy moet weet, hulle werk, 99% van die kerkmense werk onder die gees van ongehoorsaamheid. Ons het baie daaroor gepraat, né? Die gees van ongehoorsaamheid. Die gees van ongehoorsaamheid is hierdie gees wat nie aanvaar dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dis daai gees. En die skrif is baie duidelik dat hy wat nie glo dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is eintlik die anti-Christus. Alright? So Christus het in my en jou vlees kom woning maak. Ons moes baie daaroor gepraat. Hy het by ons kom woning maak. So eintlik as hy jou op reëls en regulasies probeer indoktrineer, wys hy dat hy lewe 'n lewe van goddeloosheid. God is nie in hom nie. Hy is godloos. Dis rof, né, maar dit is die waarheid. Want God het 'n werklikheid in ons geword. En as hulle nie, of as iemand vir jou daai doktrine bring, van nie die werklikheid van God wat 'n realiteit geword het nie, is hy gebaseer op die oorlewering van ou mense. Hoor jy wat ek sê, die oorlewering van ou mense, dis oorlewering wat mense vir hom oorgedra het, wat nie van God af is nie. En as dit die geval is, dan is hy goddeloos. God is nie in sy lewe nie. Dis 'n skok. En die kerk steek by dit vas. Dis 'n skok, maar is die waarheid. Maar in Jesus se bediening gaan hy die hele tyd voort om in sy mense te probeer dat daar 'n verandering van hulle posisie plaasgevind het. Hy probeer dit die hele tyd, probeer hy vir hulle sê, man, as julle net kan oplet en sien wat ek doen, sal julle agterkom, daar's 'n verandering. En hy leer ook vir hulle hierdie verandering, maar die Vader weet hulle begryp dit nie. Die Vader weet hulle begryp dit nie. Weet, hy sê vir ons, en ek wil jy moet nou baie mooi luister na wat ons lees, en ek gaan dit nou, ons het gelees dit baie in hierdie kerk. Hy sê, ek wil jy, ons moet daar na die boek van Johannes 14 toe gaan. Johannes 14, ons lees Johannes 14 baie in hierdie kerk. En ek wil hê jy moet vanmôre baie mooi luister na wat hy sê. Luister baie mooi fyn. Hy sê in Johannes 14, vers 23 en 24. Hy sê, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. Alright, ek wil net graag 'n nota van dit maak. Sal hy my woord bewaar. Alright? Hy sal my woord bewaar. Maar nou moet jy baie mooi fyn oplet van wat hy nou daarna sê. As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hoor jy wat Jesus sê? Right? Hy sê, hy wat my nie liefhet nie, bewaar nie my woorde nie. En nou luister vanmôre wat hy nou sê. Luister nou wat hy nou sê. En die woord wat julle hoor is nie myne nie. Die woord wat julle hoor is nie myne nie. Dit is my Vader. Die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Hy sê, ek sê dit vir julle, maar eintlik is dit nie ek wat dit vir julle sê nie, dit is eintlik die Vader wat vir my sê, wat dit vir julle sê. So hy probeer hulle laat begryp, dat die boodskap wat hy dra, of wat hy sê, is direk wat God sê. As dit nie so is nie, luister, as dit nie so is nie, dan het die woord nie vlees geword en onder ons kom woon nie. Want in die begin was die woord was by God, die woord was God, en die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. En hy sê, as jy my lief het, sal jy my woord bewaar, en ek en my Vader gaan by jou kom woning maak. Maar luister, dis nie ek wat dit sê, dis my Vader. Dis eintlik God wat dit vir jou sê. Alright? Dis eintlik God wat dit vir jou sê. Want
Die begrip wat jy moet hê aangaande hierdie stelling. Luister, die begrip wat jy moet hê aangaande hierdie stelling is wat vers 23 sê. Ek en my Vader gaan by jou kom woning maak. Ek en my Vader gaan by jou kom woning maak. Alright? En luister nou, as hy en die Vader in mekaar gesetel was, en as hy spreek, en dit is eintlik die woord van die Vader wat spreek, wie het by jou kom woning maak, en dan wie praat in jou lewe? Wie praat dan in jou lewe? Hy wil hê hulle moet verstaan dat as ek gegaan het, en ek gaan nou by dit kom, en ek vir jou die plek by die Vader gaan voorberei het, dan is jy waar ek is op hierdie stadium. Alright, so kom ons gaan 'n bietjie daar. My doel is om, en hy's baie duidelik, hy sê, my doel is om jou by die Vader uit te kry. My doel is om jou by die Vader uit te kry. Nie om jou by reëls en regulasies uit te kry. Alright? My doel is om jou by die Vader uit te kry. Alright? Hoor jy wat ek sê? Sy doel op aarde was om jou by die Vader uit te kry, want hy kom vanuit die Vader en hy moet jou by die Vader kry, en as hy jou by die Vader uitgekry het, dan is jy soos hy is. So sy doel was nie om jou eendag in die hemel te kry. Sy hoofdoel was om jou in die Vader te kry. Alright, so en ek gaan dit vir jou nou wys. As jy na Johannes 14 toe gaan, en jy kyk na vers 3 toe, Johannes 14 vers 6 eerste ekskuus in is, Johannes 14 vers 6, sê hy, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ek is die weg. Ek is die waarheid en ek is die lewe en niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Alright? So die weg of die doel van sy aardbestemming is om jou by die Vader te kry. Dit is baie duidelik, né? Dit is om jou by die Vader te kry. Nie om jou in die hemel te kry, nie om jou by die Vader te kry. God is alomteenwoordig en as jy eendag besluit om dood te gaan, jy gaan hemel toe, jy is by God. God is alomteenwoordig. Maar ek gaan om jou by die Vader uit te kry. Alright? Sodat jy kan weet hoe dit werk. Alright? En ek en my Vader, as jy my liefhet, gaan ons by jou kom bly. Alright? So waartoe gaan ons? Ons gaan Vader toe. En eintlik kom die Vader na ons toe. Alright? Nou moet ons dit moet dit baie mooi verstaan. Jy kan 'n weg hemel toe vat, is reg. En jy mis die hele bediening van jou aardse lewe. Of jy kan die weg na die Vader toe aanvaar en besluit dat hy het vir my die weg na die Vader toe gevat. Nou luister mooi wat sê in vers 3. Kom ons gaan so 'n paar versies terug. Halleluja. Want wat is sy doel? Hy gaan ons by die Vader uitkry, né? Dit is sy doel. Right? Nou sê hy vir ons, en as ek gegaan het om vir jou plek te berei, kom ek weer en sal jou na my toe neem, sodat jy kan wees waar ek is. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Right? That where I am, there you may me also. Nou, ek het hierdie hele ding vir jou vertel van die begin af, sodat jy kan weet, hy is in die Vader. En sy hoofdoel is om jou by die Vader te kry. En die uiteinde van die hoofdoel is, die dag as ons besef dat ons by die Vader uitgekom het, dan openbaar die Gees van God, wat ons nou, as jy dit verder net aanlees, dat
ek is eintlik by die Vader en die Vader is eintlik by my en ons is eintlik 'n eenheid in mekaar verborge, as ek maar sê. Maar dit bly nie net hier nie. By sy apostels bly dit net hier, nie net hier nie. Ek onthou ons praat vanmôre oor die bediening van sy apostels, alright? Maar daar is 'n bediening wat plaasgevind het nadat hy die prys betaal het. En ons gaan nou daarby kom, alright? So hy sê vir sy apostels, ek gaan hom vir julle 'n plek te berei sodat julle kan wees waar ek is. En ek is in die Vader. Maar as jy hierdie begrip nie verstaan, aposteltjies van my, gaan julle aan die wêreld 'n verkeerde begrip oordra. Alright? Dan gaan julle, my doel is om jou by die Vader uit te kry. Nou luister wat sê in Johannes hoofstuk 16. Johannes hoofstuk 16, vers 15 en vers 16. Here, laat ons hoor vanmôre, asseblief Vader, laat ons hoor vanmôre. Laat ons hoor vanmôre asseblief. Asseblief. Hy sê alles wat die Vader het is myne. Daarom sê ek dat hy sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. All things that the Father hath are mine. Therefore said I that he shall take of mine and shall show it unto thee. Met ander woorde, die Gees van God, die Gees van die waarheid, sal vat wat Christus is en wat sy lewe was en hy sal dit aan jou wys. Want alles wat die Vader het, is joune. Nou glo jy dit nie meer nie. Hy sê, want alles wat die Vader het, is myne. En ek gaan hom vir jou te vat waar ek is. So as jy is waar ek is alles wat die Vader het, ook joune. Kan jy sien die verskil? Kan jy sien die verandering? Kan jy sien hoe probeer hy sy disippels laat groei? Dat hulle kan weet in watter posisie hulle staan. Nou luister wat hy sê, 'n klein tydjie en julle sal my nie sien nie. 'n klein tydjie en julle sal my nie sien nie, en weer 'n klein tydjie en julle sal my sien omdat ek na die Vader gaan. A little while and you shall not see me, and again a little while and you shall see me because I go to the Father. Alright? So hy gaan nou na die Vader toe. En wat het hy by die Vader gaan maak? Wat het hy gaan maak? Huh? Hy het gaan om ons plek te berei. Waar? Waar hy is. Waar? Watter waarheid? Dit kan mos nie so moeilik wees nie. 'n klein tydjie en julle sien my nie. En weer 'n klein tydjie en julle sien my omdat ek na my Vader toe gaan. En nou probeer hy vir hulle iets wys. Hy probeer vir hulle iets sê. Ek gaan na my Vader toe. Alright? Want ek gaan hom vir julle plek te berei. Hy wil hulle skool aangaande iets. Hy wil hulle skool, hy wil hulle moet begryp waaroor dit gaan. En onthou alles wat myne is joune. Alles wat myne is die Vader se, en as ek jou kan bring op die plek waar jy in die Vader is, dan is alles wat die Vader het joune. Ek dankie. Iemand verstaan dit. Alles wat die Vader het is myne, sê die Heer, sê Jesus. Alles wat die Vader het is myne. Maar myne is die Vader se. En nou gaan ek vir jou om vir jou 'n plek te berei, sodat ek jou kan kry in die plek waar die Vader is, sodat wat die Vader het, joune kan wees. Maar nou sit hulle met 'n probleem. Want God is vir hulle God. Hy is nie vir hulle Vader nie. En dis waar die draai in die evangelie kom. Dis waar die draai heeltemal in die evangelie kom. Hy sê,
Luister na wat sê Johannes 15. Kom ons blaai net so 2 hoofstukke terug na Johannes hoofstuk 15. En daar gaan ek vir jou vers 13, 14 en 15 lees. Johannes hoofstuk 15. En volg dit in die Afrikaans as inderste gaan opsit. Johannes 15 vers 13, 14 en 15. Luister nou baie mooi wat hy sê. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Luister mooi hoe verander hy die ding. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Sien jy dit daar, asseblief, sien dit. Hy sê, ek noem julle nie meer apostels nie, ek noem julle nie meer diensknegte nie, ek noem julle vriende. Alright? Okay, kom ek lees dit daar. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, he shall speak, and he will show you the things to come. Alright? Alright? Het julle dit daar gehoor? Alright? Nou sê hy vir hulle, ek noem julle nie meer, you are my friends, if you do whatsoever I command you. Alright? Henceforth I call you not servants. Sien jy die verskil? Sien jy daar's 'n verskil wat plaasvind? For the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends, for all things that I have heard of my Father I have made known unto you. Ek noem jou nie meer 'n diensknegt nie. Ek noem jou 'n vriend. Want 'n diensknegt moet werk vir iets, maar 'n vriend kan ek vertel wat ek weet. Alright? Ek kan hom vertel wat ek weet. So ek maak jou nie meer 'n slaaf van iets nie, ek maak jou 'n vriend. Maar dis nie waar hy bly nie. Dis nie waar die Here Jesus bly nie. Hy wil hê hulle moet verstaan dat daar 'n posisie van verandering wat plaasgevind het. Die oomblik as hy daai prys betaal, gaan daar 'n posisie van verandering plaasvind. En hy bly nie by vriendskap nie. Hoor jy wat ek sê? God bly met jou nie met vriendskap nie. Die Here Jesus is nie met jou gebaseer op vriendskap nie. Sy verhouding met jou is gebaseer op wat hy vermag het. Hy het 'n doel gehad om te kom doen. En sy doel was hy met jou by die Vader uitkry. Maar om by die Vader uit te kom, of wanneer jy verstaan dat jy by die Vader is daar sekere dinge wat in jou lewe gaan plaasvind. Jy gaan nie meer 'n slaaf van godsdiens word nie. Mense kan jou nie meer mislei om vir jou sekere dinge te sê nie. En dan jou probeer gevange hou nie. Jy gaan die Gees hê wat onmiddellik vir die onderskeidingsgees sê en onmiddellik vir jou gaan sê, hierdie is nie van God af nie. Onmiddellik, weet jy. En as dit in jou gees 'n vraagteken het, neuk dit uit jou lewe uit. Hoor jy wat ek sê? Maar hy kom om vir jou 'n plek te berei, sodat dieselfde Gees waar jy aan God mee verbind is, in jou kan woon. Alright? Hy sê, maar dit bly nie net by die vriendskap nie. Dit bly nie net daar nie. Hy stap met jou 'n paadjie verder. Nou sê hy vir ons in Johannes 17, onthou hy het gesê, ek is net 'n klein tydjie by julle. Of net 'n klein tydjie, nee, ekskuus, laat ek my korrigeer. Ek gaan net 'n klein tydjie van julle af weg wees. Net 'n klein tydjie is ek van julle af weg. En dan kom ek weer. Alright? Ons het net 'n klein tydjie. Nou jou sê Johannes hoofstuk 17 vers 14. En nou praat hy
met God die Vader. Alright, nou sy gebed met God die Vader, en nou praat hy met God die Vader, maar hy praat met die Vader in die teenwoordigheid van hulle almal. Onthou jy wat was sy modus operandi in sy lewe? Hy het altyd een kant toe gegaan, en hy het altyd een kant toe gegaan bid, hy het altyd een kant toe gegaan om af te sonder, en nou besluit hy, nou praat ek met my Vader voor hulle, sodat hulle kan hoor wat ek sê. Right, nou sê in vers 14, hy sê, ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Alright, I have given them thy word, and the world have hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. Hoor jy wat hy sê? Ek vat hulle waar hulle kan wees in 'n posisie waar ek is. Ek wil nie eers sê van hierdie godsdienstwêreld nie. Ek wil dit nie eers sê nie, maar ek wil ook sê in die godsdienstwêreld wat huidig geproduseer of gepraktiseer word in die lewe van die kinders van God. Hulle is nie van nie. Here, hulle is nie van hierdie wêreld nie. Alright? Van watter wêreld praat hy? Eintlik praat hy van die wêreld waarin hy met sy disippels gelewe het, wat vasgevang was onder 'n godsdienstwêreld van 'n slaaf. Dis hoekom hy gesê het, ek maak julle nie meer slawe nie, ek noem jou my vriend. Alright? So ek vat jou weg van die slawerny af, van hierdie godsdienstwêreld. Here, hulle is nie van hierdie wêreld nie. Nie van die wêreld waarin ek en jy lewe nie. Van die wêreld van godsdienst wat mense gevange hou, wat nie besef dat Jesus gekom het om vir hom 'n plek in die Vader te berei. Daai wêreld. En weet jy, daai wêreld is nog steeds van toepassing 2000 jaar nadat hy die prys betaal het. Is mense nog steeds vasgevang in daai wêreld. En hulle besef nog steeds nie dat Christus het gekom om hulle vry te maak van daai wêreld. Weet jy dat in daai wêreld, laat ek net so 'n bietjie van my preek afgaan, in hierdie wêreld, alwaaroor dit gedraai het, ek en godsdienstaanbidding. Ek en godsdienstaanbidding. Ek en godsdienstaanbidding. As ek nie gedoen het wat die wet en die voorskrifte van die wet was nie, was dit ek moes dit doen. En enige iets anders wat ingeslyp het, was afgodsaanbidding. Hoor jy wat ek sê? Nou wil ek vanmôre hierdie stelling maak. Enige iets wat iemand jou mee gaan konfronteer met iets wat jou plek in God bevraagteken, is afgodsaanbidding. Kan ek dit weer sê? Enige iets wat jou konfronteer met die plek en posisie wat jy in God het, is afgodsaanbidding. Hy stel afgode bo God. En hy stel jou posisie minderwaardig aan afgode. Dis verskriklik. Dis verskriklik. Nou sê hy vir ons in dieselfde Johannes 17, maar kom ons gaan na vers 20 toe. Luister nou baie mooi. Onthou hy praat met sy disippels, alright? Nou sê hy vir hulle, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Halleluja. Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word. Met ander woorde, hy sê, aposteltjies, julle moet vir hierdie mense leer, dat ek kom vanuit God uit. Jy moet vir hierdie mense gaan leer, dat ek het vir hulle 'n plek in God gaan maak. En dit is julle missie. Julle moet vir hulle gaan leer, dat ek het vir hulle 'n plek in God gaan maak. En daarom bid ek vir almal wat deur hulle woord in my sal glo. Kan jy die verskil sien? Nie hulle wat gaan glo in afgodedienste nie. Hulle wat deur hulle woord gaan glo, dat ek vir hulle 'n plek gaan voorberei het in die Vader. Alles buite dit
moet jy 'n vraagteken aansit. Ek bid nie vir hulle alleen nie. Here, ek bid vir almal wat sal glo deur hulle woord dat ek vir hulle 'n plek by die Vader gaan voorberei het, sodat hulle kan wees waar ek is. Nou kan jy jouself 'n bietjie verstout en jy kan luister na mense se gesprekke in die lewe en veral geleerde godsdiensmense. En wat doen hulle? Hulle misken die plek wat Jesus gaan voorberei het. En deur baie slim stories, net soos die 12 apostels mislei was met hulle roeping. Onthou jy dat Paulus op 'n stadium vir hulle moes gaan berisp het, as gevolg van 'n openbaring wat God hom gegee het. God het vir Paulus gesê, Paulus, jy beter hierdie apostels gaan regwys, gaan reg help, want hulle het beginne meegevoer raak deur die godsdiens van die wêreld. Die kerk is vandag geleerde mense, weggevoer deur die godsdiens van hierdie wêreld. Ek dank God dat ek nie wêreldse godsdienskennis het nie. Al kennis wat ek het is hierdie, en wat die Gees van God vir my openbaar. Want hulle beroof die kinders van God van dit wat God sinne is, dit wat Jesus sinne is, en dit wat syne is. En hy self is 'n gevangene van sy eie oortuigings. Né? Die skrif sê, hulle is gebrandmerk in hulle eie gewete. Gebrandmerk in sy eie gewete, want hy weet nie. Kan jy sien dat die Here Jesus met sy disippels 'n pad stap? Hy leer hulle 'n pad, hy wys hulle iets. Nou kom ons blaai 'n bietjie daar na Johannes 20 toe, en nou gaan jy die kruks van die ding begin optel. Johannes 20 vers 17 sê, onthou hy het vir hulle gesê, 'n klein tydjie en julle sal my nie sien nie, maar weer 'n klein tydjie en julle sal my sien. Maar weet hy sê julle sal so bly wees soos 'n vrou wat geboorte geskenk het aan 'n seun. So bly sal julle wees as julle my sien. Nou sê Jesus sê, wat ek nou 'n verkeerde ding. Jesus sê nee, ek is reg. Dis na sy opstanding. Jesus sê aan toe Maria, touch me not, for I am not yet ascended to my Father. Luister mooi na sy woorde. But go to my brethren and say unto them, I ascend unto my Father, your Father, and my God and your God. Kan jy sien die swaai in die evangelie? Hy sê, Maria, moet nie aan my raak nie, moenie dat sonde van die ou godsdiens aan my raak nie. Ek gaan na my Vader toe, maar gaan sê vir my broers, kan jy die verskil sien? Daar's nie meer 'n vriend nie. Here, daar's nie meer 'n slaaf nie. Daar's 'n broer. Alright? Halleluja, laat ek net gou. En Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. Maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Hey, I'm going to prepare the place. Luister, ek was nog nie met my Vader nie. Man, ek het nog nie klaar met die plek nie. Moenie aan my raak nie. Ek gaan op, maar die verskil is, gee vir hulle nou al reeds die boodskap. My Vader en julle Vader, my God en julle God, ek vaar op na hom toe. Alright? Ek gaan na my Vader toe. Ek gaan na waar die plek veronderstel is om voorberei te word. Jy kan dit nou maar opnoem, jy kan dit nou maar waantoe noem, maar die plek waantoe hy gaan om voorbereiding te gaan tref, is om in die Vader te kom. Alright, nou hierdie plek in die Vader is in 'n posisie van verandering. Prys die Here. Alright, so hy sê ek gaan jou plaas in 'n posisie
van wat die Vader het, myne is, en wat myne is, sal joune wees as ek die plek vir jou klaar voorberei het. Maar dit is net 'n klein tydjie, dan gaan jy my sien. En nou sê hy vir hulle, vir Maria, wag net so 'n bietjie Maria, wag net so 'n bietjie, gaan sê vir hulle, ek gaan gou op. Gaan sê vir hulle, ek gaan gou op om daai posisie vir jou reg te kry. Ek gaan net gou sodat jy kan weet waar ek is. Alright. Nou sê hy vir ons, in Johannes 21, het ek vir jou daai ding gegee. Johannes 21, halleluja. Hy staan, het ek vir jou Johannes 21 gegee, vers 4 of 5, weet ek, okay, sit hom vir my op. Johannes 21 vers 5. Luister wat sê hy. Jesus sê vir hulle, my kinders, my kinders, have you anything to eat? Hulle, nee Here, ons het nie. Okay, ek gaan vir julle nou wys hoe werk dit om in die Vader te wees. Gooi jou net aan die ander kant. Dan bring jy baie vis uit. Hoor jy wat hy sê? Hy sê nie meer, my vriend, my slaaf, my broer nie. Hy sê, my kinders, ek het een met die Vader geword. My kinders, ek het die plek vir jou voorberei, sodat jy kan wees waar ek is. Halleluja. Halleluja. My kinders, ekskuus. 'n Goeie vraag. Het hy teruggekom? Daai kort tydjie, ja. In die boventrek, nadat hy met Maria gepraat het, kom hy in die boventrek waar hierdie apostels uit bangheid vir die Jode eenkant gesit is. Staan hy in hulle midde en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Kan jy sien wat hy sê? Here, hoor vanmôre wat die Vader vir ons wil sê. Soos wat die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Van waaruit? Van waaruit? Van die plek waar hy is. Waar is hy? Ek en my Vader, as jy net my lief het en dit glo, het ons eintlik by jou kom woning maak. So ek stuur jou vanuit die posisie waar ek is, waar ek was en waar jy nou veronderstel is om te weet as jy dit net glo. So die posisie is die plek van autoriteit waaruit die Vader se woorde lewe skep en waaruit die Vader sy lewe kan demonstreer, waaruit die Vader een met sy woord kan word, waaruit die Vader een met sy kind kan wees, waarin die Vader sy blyplek kom maak het om een met jou te wees. Is daar 'n skrif wat sê God bly nie in tempels wat met hande gemaak is nie? Ek sal my eie tempel vir my skep. Interessant, né? En hy kom en hy wil vir hulle leer om vir hulle te sê, luister, wat die Vader het ek, wat ek het die Vader, maar ek gaan hom vir jou plek te berei, sodat jy ook kan wees waar ek is. 2 Korintiërs hoofstuk 6. Ag, ekskuus as ek 'n bietjie lank gaan. Ons het lank, kom ons laat begin, hè. So ons kan maar 'n bietjie later aangaan. 2 Korintiërs hoofstuk 6, vers 14 tot en met vers 16. Hy sê, en hierso is nou 'n baie interessante ding. Hy sê, moenie in dieselfde juk trek saam met die asseblief, hoor vanmôre, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?
Be ye not unequally yoked. Met ander woorde, moenie in 'n verkeerde ding trek nie. Met die ongelowiges nie. Wie is die ongelowiges? Hulle wat deur wet, reëls, regulasies God wil probeer nader kry. Moenie met hulle saamtrek nie. Want watter gemeenskap het jy as kind van God met ongelowiges? Kan ek so maak? Niks. Watter gemeenskap het ons met hulle? Watter gemeenskap het ons met die ongelowiges? Absoluut niks. Hoor wat sê in die volgende, en watter ooreenstemming het Christus met Belial, op watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? And what concord have Christ with Belial? Christus het niks met afgode te doen nie. Watter deel het die gelowiges? What part have them that believe with an infidel? Kan jy sien die woord wat hy gebruik? Daar's geen vergelyking nie. Moenie jou laat betrek deur dit nie. Moenie ingesleep word met dit nie. Moenie op watter ooreenkoms het die tempel van God met afgode? Het jy dit? Watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode, want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel en ek sal vir hulle God wees en hulle sal my kinders wees. Luister mooi wat sê, what agreement have the temple of God with idols? God het geen ooreenkoms met enige afgod nie. Want jy is die tempel van die lewende God. I will dwell in them, I will walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Daar's geen ooreenkoms nie. Hoekom laat ons betrek in dit? Want Christus het jou gebring na 'n posisie toe, waar die Vader vir jou 'n realiteit is, wat verhewe is bo die aardse godsdiens en die aardse maniere van aanbidding en die aardse afgodedienste wat hulle probeer vir jou kennis van begee. Daar is geen verband nie. Dit het niks met mekaar te doen nie. Paulus sê, ons weet dat 'n afgod niks is nie. Daar's net een God. Die Vader wat in almal, oor almal en deur almal is. En die probleem is, my sussie, jy kyk my so stip aan, die probleem is, die kinders van God soek 'n plek, deur eendag God te kan ontmoet, en om by God uit te kom, moet hy op hierdie aarde sekere godsdiensreëls nakom, om by God uit te kom. Terwyl Jesus sê, ek het gegaan, om vir jou die plek klaar voor te berei. Vir almal. Ek het vir jou die plek gaan voorberei. Die probleem is net, glo jy wat ek gedoen het, of glo jy wat godsdienst sê? Glo jy dat ek vir jou die weg voorberei? Of glo jy, godsdienst moet vir jou die weg voorberei? En as godsdienst vir jou die plek voorberei, gaan jy God eers ervaar wanneer jy dood is. Ek het dit verlede week gesê, ek dink, as jy toelaat dat godsdienst vir jou moet sê, wat jy moet doen om by God uit te kom, gaan jy eers by God uitkom die dag as jy dood is. En onthou, die plek is waar? In die Vader. En in jou. Dis die plek. Jy is die tempel wat hy voorberei, sodat hy sy intrek in jou lewe kan kom neem, sodat jy kan wees waar hy is. Amen. Alright, is dit so? Ek het nog baie om te sê, maar ek dink is bietjie lank. Maar as jy
toelaat dat godsdiens vir jou voorskryf wat vir God aanvaarbaar is, wat buite die werk is wat Jesus Christus gedoen het, en jy jou plek en jou posisie in God nie besef nie, sal jy God eers ervaar die dag as jy doodgaan. Alright? Daarom wil ek vanmôre vir jou sê, dit baie keer tyd geword om ons ore toe te druk van wat mense sê. Hy het gesê, die trooster wat kom, wat ek van die Vader af sal stuur, sal julle leer en lei in die volle waarheid. Nie godsdiens nie. Hoor jy wat ek sê? Nie godsdiens nie. Die Gees van God, wat in jou 'n werklikheid geword het, die dag toe jy een, of toe hy een met jou geword het, toe jy in die Vader in is jy eintlik vir altyd aan hom verbind. Is jy altyd aan hom verbind. Wat sê die skrif? Niks kan skeiding maak. Geen diepte, geen hoogte, geen owerhede, geen magte, geen wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, geen hoogte, geen laagte kan skeiding maak, want ek is aan God verbind as gevolg van die kruis, en hy die plek gaan voorberei het, sodat waar God is, ek kan wees. Is dit duidelik? Ek het nog baie om te sê, maar is dit duidelik? Verstaanbaar? Is daar enige iets wat enige iemand wil vra? OK. Nou het dit vir jou baie waarde. Waar ons hier vanmôre staan, is dit vir jou baie waarde. Kom ons staan vanmôre, uit wat ons gehoor het vanmôre, sê dat in die nag waarin die Here Jesus verraai is, het hy brood geneem, dit gebreek en gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, dit is 'n Nuwe Testament in my bloed. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus totdat hy kom. En dan sal ons op 'n waardige wyse saam met hom aan die tafel van die Here sit. Alright, maak dit sin vanmôre. Maak dit baie sin vanmôre. So ek sit vanmôre in 'n eenheid met my Skepper aan die tafel wat hy vir my voorberei het, sodat ek saam met hom aan die tafel kan sit, in 'n eenheid saam met hom. So as ek vanmôre hierdie brood eet, dan eet die liggaam van die Here hierdie brood, want ek is die liggaam, op deel van die liggaam van die Here, en saam kan ons aan die tafel van die Here sit. Amen. Kom vanmôre. Kry dit vanmôre met oortuiging en met oorwinning vanmôre. Eet vanmôre aan hierdie tafel. Sit saam met hom vanmôre aan die tafel. Neem vir jou 'n stukkie brood en bedank hom vanmôre vir die opregtheid.